U behoort die koninkryk, die krag en heerlikheid. Ons Vader, wat woon in die hemel, laat die naam geheilig word. Die koninkryk en die wil geskied op aarde soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons sonde, soos ons ook die vergewe wat teen ons sondig. En laat ons nie in versoeking kom, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk, die krag en heerlikheid. En al die mense sê amen, van elke ras en taal. Blydskap oorvloei in elke hart, want die koninkryk kom weer. Mag jonk en oud en als wat asem het, die Here loof en prys, want in ewigheid bly U die lig en die mense sê amen. Gees van die waarheid, kom woon hier in my. Maak my gehoorsaam, getrou aan U woord. Gees van die liewe, kom maak my weer nuut. Rig my gedagtes en denke na bo. Gee my die klop van die Vader se hart. Leer my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand. Hou my vir altyd by hom. Gees van die waarheid, gee krag vir die kind. Maak my getuie en liefde en hoop. Gees van vernuwing, bewoon my vandag. Stort al die gawes opnuut in my hart. Gee my die klop van die Vader se hart. Leer my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand. Hou my vir altyd by hom. Gee my die klop van die Vader se hart.
die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand, hou my vir altyd by hom. Worn and weary land where many a dream has died, like a tree planted by the water, we never will run dry. So living water flowing through, God, we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire, just to know you and to make you known. We lift your name on high. Shine like the sun, make darkness run and hide. We know we were made for so much more than ordinary life. It's time for us to more than just deep to know our Father's heart. Into the world we're reaching out to show them who you are. So living water flowing through, God, we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire, just to know you and to make you known. We lift your name on high. Shine like the sun, make darkness run and hide. We know we were made for so much more than ordinary life. It's time for us to more than just survive. We were made to thrive. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Just to know you and to make you know, we lift your name on high. Shine like the sun, make darkness run and hide. We know we were made for so much more than ordinary life. It's time for us to more than just survive. We were made to thrive. Hey!
Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En dit is ook daardie Here wat sy seun gestuur het na die aarde toe om vir ons te kom sterf. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is in sy naam wat ons by mekaar is, dit is tot sy eer en verheerliking, maar ook om stil te word voor hom en Paasfees te vier, opstanding Sondag te vier. Baie welkom hier by ons, hier in ons huis. Ons kan regtig vanmôre sê, dis 'n huiskerk, want ons almal is in huise en dankie dat ek in julle huise kan wees en die woord by julle kan bring en mag die Here vir ons seën. Hoe wonderlik om 'n alomteenwoordige God te aanbid, wat oral teenwoordig is, net soos wat hy hier by ons teenwoordig is, so is hy ook by julle en ons loof hom daarvoor. Ons gaan later nagmaal gebruik, koop julle brood en julle wyn, ons sap is gereed en ons gaan dit later gebruik en ek sal ons voorgaan daarin. Ons is ook bevoorreg om hier in Texas 2 manne te hê met mooi stemme, maar meer nog nie net mooi stemme nie, maar net ook mooi verhoudinge met die Here. En so hulle gaan vir ons voorgaan in sang en ons lei om die Here te aanbid en stil te word en hom te loof en prys. So ek gaan aan Kobus oorgee om vir ons voor te gaan in ons voorbidding en ook in ons lof en aanbidding vanmôre. Dag sê almal, dankie vir almal wat aansluit by ons aanskakel hierso. Ons gaan die Here loof en prys, ons gaan ons harte draai op Jesus vanoggend. Ons is dankbaar vir wat ons koning vir ons gedoen het op die kruis. Ons is vergewe, ons kan 'n verhouding hê met die Vader. Jesus het 'n groot prys vir ons betaal en kom ons sing 'n lied of 2 vanoggend vir Jesus, net om dankie te sê en om sy naam groot te maak en mag ons harte in aanraking kom met die gees van God vandag. Amen. Ek gaan sing Jesus groot bo almal en kom ek maak vir ons oop met gebed. Amen. Dankie Here vir u liefde, dankie vir u genade. Dankie dat u Jesus gestuur het om die prys te betaal sodat ons vergewe kan wees en dat ons 'n verhouding met u kan hê, Vader, dat u kyk na ons as 'n skoon bruid. Dankie dat u baie lief is vir ons. En Here, mag ons die liefde ervaar vandag, Here, mag ons ervaar dat u naby is. Ons wil nie 'n God dien wat ver is nie, ons dien 'n God wat naby is, Here. In hierdie tye waarin ons lewe, Here, het ons u teenwoordigheid nodig, Here. Ons wil u aanvoel, ons wil voel dat u saam met ons is, Here. Asseblief, Here, laat ons u teenwoordigheid aanvoel vandag. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Heere, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee, Immanuel, God is met ons, reddende Heere.
naam sal ek eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Here, ons sal U loof, U het ons verlos, uit duister bevry, ons harte verbly, dit het U lewe gekos. Here, ek sal U loof, U weldade roem, U naam sal ek eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen, want U het wonders gedoen. Of vanmôre uit Lukas 24 uit lees, maar voordat ons uit die woord van die Here gaan lees, wil ek hê dat ons moet stil word, vir die Here vra, om vir ons te seën, wanneer ons sy woord gebruik. Almagtige God, dankie vir die voorreg om U woord in mensetaal te kan lees. U woord wat U vir ons gegee het, U openbaring. En mag U, Here, soos wat ons dit lees, mag U dit vir ons oopmaak. Dit is lewende woord. Mag U elkeen van ons harte lewend maak en ontvanklik maak vir U woord en wanneer ons daaroor praat. En wanneer ons daaroor praat, Here, mag dit nie ek wees nie, maar dat U deur my sal praat en dat U vir ons sal seën vanmôre met die boodskap van U af. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. So ons lees nou Lukas 24. Die opskrif is, Jesus het opgestaan, vers 1, die Sondagmôre, baie vroeg, het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. En met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig en toe sê die manne vir hulle: Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou, van die graf af teruggegaan en al 3 dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vrou was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus en ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na ons ingelyk. En hulle het die vroue nie geglo nie. En Petrus het egter opgespring na die graf toe gehardloop en toe hy daar vooroor buig, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Ons lees die woord van die Here, ons lees tot hier toe. Mag die Here sy woord vir ons seën vanmôre. Die boodskap is dan vanmôre uit hierdie gedeelte uit. En die tema hiervan is, die graf is leeg. So, ek wil graag vir julle 'n kort video wys, net om vir ons die werklikheid te probeer tuisbring van 'n graf wat leeg is.
are you looking for? If you've taken him, tell me where he is. Teacher? Go and tell our brothers. I am here. Wonderlik is 'n leë graf nie. Die graf van Jesus Christus. Ja, en dit is 'n leë graf, maar dis meer. Die vraag is, hoekom is die graf leeg? En as die graf dan leeg is, waar is Jesus Christus? Ek spot altyd, ek sê dat ek eerder begrafnisse doen as troues. En ek praat nou baie in die algemeen, maar wanneer 'n mens 'n troue hou, is 'n mens baie kere net so deel van 'n program, as 'n deel van 'n seremonie wat afgehandel moet word, sodat die troue kan afgehandel word, sodat 'n mens by die agterna die feestekere kan uitkom. Maar begrafnis is soveel anderster. Begrafnisse gryp mense aan. Mense is hartseer, en dit is swaar, en mense het vrae, en mense wat by die begrafnis is, dink ook oor hulle self, en dink oor dat daar ook vorentoe by hulle begrafplaas of by begrafnis gaan mense wees en gaan treur oor hulle. So by begrafnis soek mense troos en word mense aangespreek. En so glo ek ook in hierdie virustyd wat ons tans beleef, dat hierdie virustyd is werklik iets wat Paasfees aktueel maak. Mense voel broos, mense voel vulnerable. Mense is nie so sterk, voel nie so sterk oor hulle self nie. Nie meer so selfversekerd nie. En hulle vra, en so baie van hulle vra goeie vrae. Mense soek ook troos. Hulle soek sekuriteit. Want julle weet mos hoe ons is, wanneer ons sterk voel in onsself, en ons kry so maklik ons sekuriteit in onsself, en wanneer ons sterk voel in onsself, en ons voel ons is in beheer, wanneer Paasfees kom, dan kan ons Paasfees se program so deurgaan, sonder dat dit werklik vir ons aanraak. Maar skielik leef die mensdom nie sommer net meer nie. Skielik leef nie mens nie meer in tipe van 'n outomatiese manier van leef, en hulle gaan aan en gaan aan, en nee, dit is asof hierdie gedeelte, hierdie tyd in ons lewe ons gestop het, en laat dink het, en laat vra oor die lewe, regtig 'n diep vraag. En dit is waarom die boodskap van Paasfees so aktueel is, want dit wat Jesus vir ons aan die kruis kom doen het, dat Jesus uit die dood uit opgehef is nou aktueel, dit het nou aktueel geword vir ons, want dit antwoord die diep vrae van mense oor die lewe en die sinloosheid van die lewe. En dan gaan ons later Hemelvaart vier, en dan gaan dit vir ons nog sterker aanspreek. En ek wil in hierdie konteks vanmôre wil ek met ons praat. Ek wil vanmôre praat oor die pink olifant. Die pink olifant in meeste van ons huise. Dit waaroor nie gepraat word nie, maar dis daar. Ek wil met jou praat oor jou dood. Is dit nie waaroor ons bang is die afgelope tyd nie? Is dit nie waaroor die virus gaan nie? Waar ons van mekaar wegbly nie? Ons is bang dat ons hierdie virus gaan kry en dat ons gaan doodgaan. Of ons is bang dat ons geliefdes gaan dit kry en dit gaan doodgaan, en dit maak ons bang. En dit is waarom die boodskap van Paasnaweek na ons toe wil kom en vir ons sê, ons moet hierdie ding besef. Jesus het jou en my dood kom verander.
Want as jy vanmôre 'n nagmaalganger is, iemand wat Jesus Christus aanvaar het as jou persoonlike verlosser en saligmaker, hy is jou redder, dan moet ons vanmôre oor jou leë graf praat. Want jou graf gaan eendag leeg wees. Ons moet nie net praat oor jou leë graf nie, maar ons moet ook praat waarom jou graf gaan leeg wees. En waar gaan jy wees terwyl jou graf gaan leeg wees? Ons moet ook praat oor tydens Paasfees oor daai geliefde wat jy verloor het in hierdie afgelope tyd en wat gesterf het in Jesus Christus, en daai geliefde se graf is ook leeg. Ek weet, begrafnisse is so swaar en dit is so finaal en die verlange is so erg en daar is daar die leegheid en ons treur en ons huil en dit is so, want iemand is weggevat wat spesiaal is vir ons. Maar Paasfees wil ons herinner aan dit, is dat daardie geliefde van jou, wat in Jesus gesterf het, is nie meer in die graf nie. Elke jaar wanneer ek hier tydens 'n Paasfees, in hierdie Paasfeestyd kom en ek moet voorberei weer vir Paasfees en ek dink weer oor die betekenis van die lydingstyd en die sterwe van Jesus aan die kruis en sy opstanding, dan kan ek nie anders as om te dink aan my ma se dood. My ma is al 'n so geruime tyd dood en sy het 'n lang siekbed gehad en sy het al hoe kleiner en kleiner geword. Aan die aand toe sy gesterwe het, die laaste keer wat ek alleen met haar was, het ek so op my knieë voor haar bed gestaan en sy het so op haar sy gelê en ek het haar so in die oë gekyk en ons het vir mekaar gesê, sover as dit sy nog kon praat, vir mekaar gesê, volgende keer as ons mekaar weer sien, dan gaan dit aan die feestafels van Jesus Christus wees. En ons sien uit om mekaar daar te sien. En daardie nag, so 2 uur later is sy oorlede, en ek het gehelp om haar in 'n swart sak te sit. Ons het dit toegezip, en die liggaam in 'n swart kar gesit, en toe die voertuig weggaan, kan ek onthou hoe ek alleen daar uit die erf uitgestap het aan die straat af, en ek het die Here geloof en geprys, en dit was wonderlik, ek was met soveel dankbaarheid daaroor gewees, want ek het net geweet dat sy is nie meer in daai swart sak nie, of sy is nie in daai swart voertuig nie, maar sy is by Jesus in die paradys. Mens soveel vreugde kan hê en soveel dankbaarheid kan hê by so 'n geliefde van jou se dood, bring dit en maak dit werklik wat Jesus vir ons kom doen het. Want kom ek sê vir julle so, dat die dood kan 'n erge ding wees, en dood kan nie maklik wees nie. Ek het altyd gesê, by begrafnisse, ek kon duidelik agtergekom het, of die mense van hierdie begrafnis vir Jesus Christus ken. Want daar is 'n getreur sonder hoop. Die woord bring dit vir ons duideliker, wanneer ons vanmôre gelees het uit ons gedeelte uit, Jesus sterf aan die kruis, en nadat hy gesterf het, haal hulle hom af, en hy word in sy graf geplaas, en 'n klip word voor sy ingang geplaas, en die Sondagoggend kom die vrouens, en hulle gaan na die graf toe, en dan lees ons in Lukas 24 vers 3, en toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Die graf was leeg gewees. Waar was Jesus gewees? In Lukas 24 vers 5, die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig, en toe sê die manne vir hulle hierdie vraag: waarom soek julle die lewende by die dooies?
Hoekom soek julle vir Jesus hier? Want by grafte is daar net dooies en Jesus is nie dood nie, hy lewe. Grafte en begrafplase is nie vir Christene nie. Nee, wat sê Jesus hierso in Johannes 11 vers 25 en 26, toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterf hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Glo jy dit? Jy sien, by ons dood, wanneer ons dood gaan, gebeur daar twee dinge. Die eerste is, mense hou begrafnis, en hulle doen iets met ons gebroke liggaam, wat verval het. En die ander ding wat met ons gebeur, vir ons wat in Jesus Christus gesterf het, ons is in die paradys, by Jesus. Ons kry hier die wonderlike gedeelte van die man aan die kruis wat uitgeroep het vir Jesus en gesê het, dink aan my wanneer u by u koninkryk is. En dan sê Jesus vir hom in Lukas 23 vers 43, Jesus sê, Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit is nie wonderlik nie. Hierdie man se liggaam word van die kruis afgehaal en toe by die tyd wat hulle hom iewers in 'n graf gesit het, toe is hy al by Jesus in die paradys. Dit is wat Jesus kom doen het. Dis die werklikheid daarvan. En so sal dit aangaan, tot die einde van die tyd, totdat Jesus weer kom. Aan die einde van die tyd, ons liggame, ons vlees gaan stof word, ons siele gaan in paradys toe, maar dan, luister wat sê Paulus dan, oor die einde van die tyd, en ons gaan hierdie gedeelte, wil ek graag met julle lees, 1 Korintiërs 15, en ons gaan lees daar vanaf vers 50. Wat ek bedoel, broers, is dit. Vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry. Kyk, ek maak 'n geheimnis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. En dan vers 52, by die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klank en die dooies sal as onverganklikes opgewek word, en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. So aan die einde van die wêreld gaan daar twee soorte dinge gebeur. Daar gaan mense wees wat in daardie tyd leef, en wanneer hulle in Jesus Christus is, wanneer dit gebeur, gaan hulle lewe verander word in 'n oogwink van verganklike na onverganklike. En die wat dood is, gaan opstaan uit die doodheid en hulle gaan opstaan in 'n onverganklike liggaam. Maar daar is meer. In 1 Korintiërs 15, vers 42, so is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word, is verganklik, en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering, en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is swak, en word in krag opgewek. 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. 'n natuurlike liggaam verander na 'n geestelike liggaam. 'n verganklike liggaam verander na 'n onverganklike liggaam. En 'n geestelike liggaam lewe vir ewig. En hoe gaan hierdie
geestelike liggaam van ons wees. Ons lees in Filippense 3 vers 20 en 21. Maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. En dan, deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om soos sy verheerlikte liggame te wees. Ons nederige liggame gaan verander word om 'n verheerlike liggaam te kry soos wat Jesus Christus gehad het. En ons weet hoe Jesus was toe hy die dood uit opgestaan het, gaan lees weer daaroor sy geestelike liggaam en hulle het hom herken, hulle het aan hom gevat. Jesus kon geëet het, maar dan kon Jesus ook deur 'n toegesluite deur loop. Sien, Jesus Christus het die dood ingrypend kom verander. En dit moet ons anderster laat treur wanneer ons geliefdes verloor. Daar moet iets anderster wees in die manier waarop ons dit doen. Maar dit moet ook ons manier van dink en praat terwyl ons nog lewe. Dit moet ons manier van praat en dink oor die dood ook verander. Want in Jesus Christus het wonderlike dinge gebeur. En wanneer ons sterf daardie dag, vir ons wat sterf is dit 'n baie goeie dag. Ek weet dit is sleg om agter te bly. Ek weet dit is sleg daarom om te dink dat 'n mens mense gaan agterbly. Maar dis jou goeie dag want jy gaan paradys toe saam met Jesus en laat dit jou troos. Hulle gaan ook hulle beurt kry. Ek dink persoonlik elkeen van ons moet 'n begrafnisbrief skryf. Ons eie begrafnisbrief waar ons, wanneer ons roudiens of begrafnis is, dat dit moet gelees word en in die begrafnis, in hierdie brief moet jy skryf oor hoe dankbaar jy is dat Jesus Christus jou dood radikaal kon verander het. En sien, dit is wanneer ons Jesus se wonderlike daad so voel en kan sien, en dan gaan ons aan die ander kant van die dood kan terugkyk en kan besef, dan sal ons eers werklik kan besef wat Jesus Christus vir ons kom doen het. So jy skryf in jy brief, hoe wonderlik is dat jou dood radikaal verander is, en dat jy vir hulle sê, onthou nou, julle sit nou hier en julle rou oor my, maar ek wil net vir julle sê, ek is in die paradys en ek is by Jesus. En ek is goed en ek wag vir julle. Maar dan moet daar ook deel van jou, dan moet daar iets in jou begrafnisbrief wees soos, ek wil julle vra om my te volg, want ek volg Jesus Christus. Ek wil hê dat julle moet seker maak dat julle en my kleinkinders en hulle kinders, dat hulle nog vir Jesus Christus gaan ken. Sodat wanneer hulle sterf, dat hulle my volg, en dat ons saam in die paradys gaan wees. So dit bring ons dan vandag tot hierdie punt, tot hierdie vraag. Het Jesus jou dood al verander? Jesus het die dood kon verander, maar het hy jou dood verander? Vraag is, by jou grafnis, waar gaan jy wees? Gaan jy in die paradys wees of gaan jy in die hel wees? Want dit is baie duidelik, hier is geen twyfel nie. Johannes 14 vers 6, Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Dis die enigste weg, Jesus is die weg. En as jy nie deur Jesus kom nie, en as jy nie by Jesus uitkom nie,
dan gaan jy in die hel wees wanneer dit jou begrafnis is. Jy sien, voordat Jesus sy sterwe en sy opstanding, was daar geen opsies gewees nie. Wanneer jy sterf, begin jou straf vir jou sondes. En jou straf is om in die ewige dood te wees, weg van God af, in die ewige vuur, in die hel. Maar na Jesus se opstanding, sy sterwe en sy opstanding, is daar nou 'n keuse. Jy is hier, jy loop nie op 'n draad en dan kan jy kies of jy gaan hemel toe of jy gaan hel toe nie. Nee, jy is hier. En Jesus het vir jou die keuse gebring om oor te kom na die ander kant toe. Sodat jy kan, wanneer jy sterf, dat jy paradys toe kan gaan. Dit is wat hy gedoen het hierdie Paasfees, sy sterwe en sy opstanding. So elkeen het 'n keuse. Elke mens, en dis 'n persoonlike keuse. En die vraag is, wat gaan gebeur met jou wanneer jy sterwe? Ek het vir julle uitgenooi om vanmôre saam, dat ons almal, oral waar ons is, in ons huise saam vanmôre nagmaal gaan vier. En ek wil hê julle moet na daardie brood en daardie wyn voor julle kyk, en ek wil hê julle moet na die brood kyk en besef dat dit is iets wat Jesus vir ons gegee het, en hy het vir ons hierdie teken gegee. Want hy weet, ons wil sien en ons wil voel, en ons wil proe. Hy het vir ons die teken gegee, en hy sê, kyk na daai brood. My liggaam is gebreek vir jou. My liggaam is gebreek, want ek het jou sondes op my geneem, en ek is gestraf vir jou sondes. Vat dit, en eet dit, en weet ek het dit vir jou gedoen. En kyk na die sap of die wyn, en Jesus het vir ons gesê, kyk hierna. Dit stel my bloed voor, ek het my bloed laat stort, ek het gebloei, sodat my bloed vir jou kan skoon was, sodat jy so skoon gewas kan wees, dat jy in die teenwoordigheid van die Vader kan wees, van God kan wees tot in alle ewigheid. Hy het dit vir jou gedoen. En so ek wil vra, daar waar die gesinne by mekaar is dat die pa vanmôre die brood en die wyn sal uitdeel, en as pa, as jy dit uitdeel, en jy gee dit vir jou gesin, dan sê jy, hier is die brood, die liggaam wat Jesus Christus vir jou gebreek het, en dan dieselfde met die wyn, hier is die bloed wat Jesus Christus vir jou gestort het, vir die afwassing van jou sondes. Doen dit tyd vir tyd, en gee dit uit. En dan gaan ek nou vir Kobus 'n geleentheid gee, om vir ons hierdie lied te sing, en terwyl hy hierdie lied sing, hierdie wonderlike lied van, dit is vir jou, gebruik die nagmaal, en word stil as 'n gesin, en onthou, as jy alleen is, jy is nie alleen nie. Jy kan vanmôre met Jesus Christus nagmaal vier. Hy is daar by jou. En stel dit voor dat hy gee vanmôre vir jou die brood, en hy gee vanmôre vir jou die wyn, en kry net die wonderlike sekerheid, dat wanneer jy hierdie brood en die wyn vanmôre gebruik, dat so seker soos wat dit is, so seker gaan ons vir ewig in die teenwoordigheid van ons God en Vader leef, in Jesus Christus. Kom ons gee vir Kobus 'n geleentheid om vir ons in te lei hierin, en elkeen gebruik die nagmaal op hulle eie tyd.
vir jou, net vir jou, net vir jou, gee ek my hart, gee ek my lewe, vir jou, net vir jou, net vir jou, breek my hart, en gee ek my lewe, vir jou, net vir jou. Dis donker hier en alleen, my Vader weet, ek lê my lewe neer, vir jou, net vir jou. My uur het gekom, vasgeslaan aan 'n kruis hierbo, Golgotha, gee ek my hart, en gee ek my lewe, vir jou, net vir jou. Dis donker hier en alleen, die hemel weet, ek lê my lewe neer, vir jou, net vir jou. Ek het jou lief, ek het jou lief, ek het jou lief, jy is my kind. Ek het jou lief, ek het jou lief, ek het jou lief, jy is my kind. Ek het jou lief, ek het jou lief, ek het jou lief, jy is my kind. Dis donker hier en alleen, my Vader weet, ek lê my lewe neer, vir jou, net vir jou. Onse Vader, ons is so dankbaar vir hierdie oggend, vir hierdie stil word, elkeen in ons eie plekkie, maar ook om te weet dat waar ons ook al is, ons is u kerk en u is by u kerk, en u het vanmôre vir ons u woord gebring, en ons kan u geloof en prys, en ons kan vanmôre u nagmaal gebruik, en Here, ons is so met dankbaarheid gevul vir dit wat u vir ons kom doen het, die prys wat u bereid was om vir elkeen van ons te betaal. En soos wat ons elkeen nagmaal gebruik het, Here, dat u vir ons elkeen vanmôre net sal versterk in ons geloof en vir ons vrede sal gee. U sorg vir ons in hierdie lewe en in die dood. Ek wil ook vanmôre bid vir hulle wat nie nagmaal gebruik het, of wat nagmaal gebruik het, maar wat hierdie onsekerheid het en wat nog nie oorgegee het nie. Here, dat u daar, waar daardie persoon is, dat u Heilige Gees sal stuur, en soos wat u dit in my en so baie van ons lewens daardie dinge afgebreek het, dat u daardie weerstande sal afbreek, en Here, dat u daardie persoon sal help om by u uit te kom, en dat u mense sal stuur om daardie persoon te ondersteun. Dankie Here dat ons dit so kon gedoen het,
En dankie dat ons vanmôre dan hierdie kan uitgaan en saam met Timon die Onse Vader te kan sing. En dat ons vir U wil loof en prys daarmee. Ons Vader, wat woon in die hemel, geheilig zij uw naam. Laat uw rijk komen, uw wil geschied op aard, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons skuld, net soos ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig. Amen. For thou art the kingdom and the power and the glory forever. Dankie dat U vanmôre hier die tyd saam met my was en dit is werklik my gebed, waar julle ook al is en wat julle ook al deurmaak in hierdie stadium en die vrae en dat die Here vir julle sal seën. En daarom wil ek vir julle seën. Mag die genade van Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Amen.